Dankie Here Jesus en Hemelse Vader vir liefde en genade. Dankie dat vir die inspraak in ons lewe, Here, en dankie dat U elke dag saam met ons is, en dankie Here dat U ons baie rig en ons voetspore rig. Dankie dat U manne van God oprig in ons lewe, Here, en dankie dat U vir ons teachings gee. Dankie dat daar vanoggend die Gees deur die woord kan hoor, Here, en vir ons kan leer vanoggend, Here, weer. Dankie liewe Jesus, ons waardeer dit, ons sê baie dankie vir dit, Here. Gaan met ons deur die dag, hou jou hand van beskerming van ons saam met ons, Here, en dankie vir die liefde en genade. Amen. Koos blaai na Hebreërs 15. Ek het 'n stuk. Wie van julle gaan almal hemel toe? Wat gaan jy dan? Ja, wat gaan jy doen? Weet jy, hulle het gister met my in die oggend 'n praatjie op die radio gehad oor weet jy, sonde doen kan die hemel toe gaan sonder as hemel toe, en dan as jy een keer gered is jy altyd gered. Weet sulke goed was. Wonder ek weet die ouens daar se hel. Weet baie daar was 'n dominee saam my op die vra hulle vir die dominee gesê dat jy gaan net na 'n plek toe waar sonder God is. Sê hulle nou, wat sê jy daar? Ek's mos net gewone ouetjie. Sê ek nee, ek gaan na hel toe. Daar's wurms wat nie doodgaan nie, en vlamme wat nie ophou brand nie, en tande wat nie ophou kners nie. So raak dit stil, want die lewe vandag wil nie meer oor sonde praat nie. Jy moet seker sensitief wees, maar in Noag se tyd 8 ouens gered. Die res van die manne vir sypslag geswem, ons weet nie waar hulle is nie, maar hulle is gaan. Die reus het bose geeste geword. Maar as jy hemel toe gaan, dink jy nie is goeie tyd om in die koning 'n verhouding te begin opbou nie. En een van die goeie dinge om 'n verhouding met die koning Jesus te bou is gebed. Nou ek wil vir jou wys toe Jesus op aarde was. In Afrikaans is dit Hebreërs 5:7. 5:7. Ja. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane na hom geoffer het, wat hom uit die dood kon ken en verhoor is uit die angs. Nou Jesus het op aarde gebid om sy hemelse Vader in konstante kontak te bly. Jesus het baie keer wat die Bybel het vir ons sê, deur die nag gebid. In die ou dae met herlewing het mense deur die nag gebid. Ek weet nie wie van julle was al in 'n deernag gebedsessie. Ek onthou toe ek in Amerika was, het ek saam met Rottie deur die nag gebid. Dan raak ek so moeg, haak jy met my en dan bid ons in tale. En die oggend toe ons nou begin ry, toe sy gou na 'n garage toe om iets te doen. 'n Ou het my so aangekyk nie. En later dan kom vra hy vir my, sê, "Are you an angel?" Ek sê, "No, but I've prayed the whole night." So daar's 'n effek in jou vlees as jou gees die hele nag in die teenwoordigheid van jou hemelse Pa deurbring. In Johannes 4:24 sê God is gees, om jy hom bid met hom in gees en waarheid aan bid. So daar's goed wat ek en jy kan doen om ons lewens te verander as ons wil. Dit is interessant, as jy laat eet, hoe maklik jy kan 2-3 ure mekaar eet op 'n buffet. Maar as jy laat bid, en ek dink dis alrede is, die mense nog nie die diepte van die vloei van die gees ontdek nie. Want hy sê in Romeine 8:26 dat die Heilige Gees help ons bid. En wat vir jou onmoontlik was, raak vir jou moontlik, want God raak betrokke. Wanneer ek en jy bid, kom God betrokke in jou lewe. En so kom die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onbespreeklike sigtinge. Want dat die Heilige Gees bid deur jou, as jy wil. Jy moet dit net toelaat. En ek dink in my hart dat herlewing in ons land gaan kom wanneer ons bid. Groot verandering in jou huis gaan kom wanneer jy bid. Want ons het 'n hemelse Vader wat ons liefhet en wat nie kan wag dat jy met hom wil praat nie. En as jy met God praat, is een van die groot goed wat 'n geheim is om met sy woord met hom te praat. So jy vat sy woord en jy praat die woord terug na God toe. En dan antwoord God dit vir jou en jou lewe verander. As jy Matteus 5:44 lees hom gou. 44. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg.
So daar kom 'n nuwe karaktereienskap in jou as jy in gebed teenoor God is. As ouens jou kwaad doen, bid jy vir hulle. As ouens sleg met jou praat, bid jy vir hulle. En dit gaan verder in Filippense 4 vers 6 tot 8. Dis 'n baie belangrike ene, Filippense 4. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alle gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is en alles wat loflik is, alles wat deeg en watter lof daar ook al mag wees, bedink. Wees oor hoeveel goed besorg? Niks. Sê nou jy, worry, ek gaan nie my huis kan betaal en vir iemand. Vir voorbeeld, wat doen jy heel eerste? Jy spring in 'n gebed in. Sê nou maar jy dink, nee, ek dink ek begin nou siek raak. Weet ek sit gister langs iemand. Toe begin hulle praat op die foon by die konferensie. Nee, hier's 'n griepvirus in die lug. En ek dink ek het dit nou ook gekry. Nie bid nie. Hulle wil die virus vat. Ek dink hulle kry ook min liefde by die huis. Al liefde wat hulle kry is wanneer hulle siek is, so as sy lampie of iets op die kop. Maar jy kan by die huis gaan lees dit, Matteus 6 vers 5, 6 en 7. Jy moet nie bid, ek sien die Amplified Bybel gebruik hypocrites, fariseërs wat buite op die strate staan en bid dat mense jou sien. Jy moet 'n plek hê waar jy alleen bid. As jy in jou huis 'n kamer kan hê, sal dit awesome wees. Waar jy bid, en soos jy bid en God met jou praat, skryf jy dit op en sit dit teen die muur, dat jy kan sien wat laas God met jou gepraat het. En dis hoe verhouding bou, en dis hoe jou karakter verander, en dis hoe die koninkryk groei, want jy raak betrokke met God en God raak betrokke met jou. In Matteus 7, vers 7 en 8. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en elkeen wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En 8. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom sal en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En 11. As julle sleg is, dan weet julle om goeie gawes aan julle kinders te gee. Alhoewel, hoeveel meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge aan hom wat hom bid gee. Nou as jy in jou kop vandag dink op aarde nie, van waar kom jou hulp? Kom dit van die bank met 'n goedgekeurde lening? Kom dit van 'n pa wat jou jammer kry? Kom dit van 'n oom? Van waar kom jou hulp? Van die Here. Here wat jy my ouers. Alraai, nou dan spandeer jy tyd met God wat jou antwoord. En een manier hoe jy kan, is bid. En as jy dalk voel jou vlees wil nie inskop nie, vas. Jy sien die oomblik as jy vas begin jou vlees 'n houding kry. Want jy hom nie voer nie, raak hy permantig partymal nie. So jy moet by 'n plek kom waar jy so in rus is dat jy so by pa kan kuier dat as jy sien is 2-3 ure verby. Ek weet die ou mense, weet nie of dit 'n goeie voorbeeld is nie, maar die ou daar moes jy met 'n kers gaan by jou meisie kuier. En dan kom die pa daar, dan sit hy 'n kers aan neer. En baie ons gooi sout in die kers want hy stadiger brand, want hy wil langer kuier. Nou Jesus is die bruidegom. As jy nie met hom kuier soos 'n ou gekuier het toe jy uitgegaan het, is daar iets fout. Dan godsdienst is 'n vieslike genadeloose meester. Jy's altyd 3 trappe agter, jy's altyd 4 wette gemis en jy's altyd so 5 sondes gedoen. Nee, by God is daar liefde en genade en vergifnis en vrede. En God wag vir jou. Ek kan net sê as jy begin bid vir ander dinge. Dis die hemelruim gaan en begin dink aan Jonkie Chou se seun was dood. Toe hy sy seun bykom, sy seun het gif gedrink in Korea. Toe roggel hy al. Toe sê Here, vat my lewe en gee dit vir hom, want ek het al 'n lewe op aarde gehad. Toe begin hy bid, 2,5 ure gebid. Toe sy seun yskoud, is intussen tyd al dood. As jy die Heilige Gees motiveer hom om nog 'n halfuur te bid, die 3de uur, toe breek die hemel oop en die glorie van God kom daarin en hy wek sy seun uit die dood uit op. En wat my getref het nie, toe sy seun vir hom sê dat Dad, when we want to enter into the pearly gates,
Jesus said, you must go back, your dad will not let you stay. So is jy tevrede met wat jou omstandighede vandag is? As jy nie is nie, sit die TV af, kom op jou knieë. As jy ernstig is. Kom uit gesprekke en redenasies uit en gaan soek die aangesig van die Here. Hoekom? Want daar's hulp. Daar's voorsiening, daar's 'n aanraking, daar's 'n ingryping, daar's 'n verandering. As jy die oomblik, wanneer jy by die Here is, verander jou gesig, jou wese verander, jou denke verander. Hoekom? Want die salwing wat jy ontvang, wanneer jy in jou pa se teenwoordigheid tyd spandeer, breek jukke. Wat se jukke? Aggressie jukke, depressie jukke, armoedsjukke, siekte jukke. Dit breek. Wanneer jy by pa sit, breek dit. Jy gaan miskien begin huil. Wie van julle het al meer as 3 ure aan mekaar gebid? Het julle? Praat nie van as jy in die kar ry en mompel nie. As jy aftrek en gaan kniel onder 'n boom en gaan sit by die Here se voete en God praat met jou en jy praat met die Here, dan gebeur dinge. Weet, daar's 'n goddelike hulp wat vir elkeen van ons wag as ons dit gaan haal. Die Bybel sê wat God soek, nê, het geen gebrek aan enigiets nie. Amen. Geen gebrek aan enigiets nie. In Matteus 9:38 Bid, dan sal die Here van die oes, dat hy van die, ja, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Want ons sit op aarde nou op een goal, en dis om siele te wen. So as jy wil regtig die onluste in ons land stop, karre wat gekaap word, huise wat ingebreek word, moet ons begin bid. Want wanneer jy bid, sal God uit die hemel hoor en hy sal jou red. Ek vir jou Esegiel 22:30 se teks wat ek onthou. Jesus sê, as ek een ou kry bid, red ek die land, maar hy sê ek kon niemand kry nie. So as 'n ou gaan bid in die aand, bid jy vir jouself, bid jy vir jou familie, bid jy vir Suid-Afrika, bid jy vir jou dorp, bid jy vir die wêreld. Weet 'n ou dink die wêreld het nie effek, die wêreld het 'n groot effek. As van hierdie groot manne in mekaar se hare spring, gaan die wêreld ingrypend vir ewig verander. Want die tegnologie wat ons gespandeer het, geld spandeer het in oorlogstyg, is die grootste wat ooit in geskiedenis van ons lewe was. As een ou verkeerde knoppie druk, is 'n hele paar dorpe uitgewis. So ons moet bid, sodat die gees van God betrokke raak op die aarde. Weer daar was 400 jaar stilte oor die aarde, omdat die Heilige Gees nie op die aarde toegelaat was. Hy is hier, maar hy word nie toegelaat, hy word nie eens genoem nie. 400 jaar. Toe begin hulle weer met die Heilige Gees beweeg, en dis waar ons vandag is. So as God die Heilige Gees nie beweeg nie, staan alles stil. So ons moet bid, dat die Gees van God deur jou beweeg, deur jou verandering bring, dat die skille van jou oë afval. Hy sê in 2 Korintiërs 4:4 nie. Die God van die wêreld het jou oë verblind, daar skille op jou oë. So wanneer jy bid, val die skille af. En kan jy sien wat jy andersins nooit kon sien nie. Waar's besigheid? Skille op jou oë laat jou nie sien nie. Weet nie, in hierdie week, terwyl ons een oggend het die Heilige Gees magtig beweeg by die kruisy. En die Here wys my 'n prentjie, dat baie ons neem die Here aan. Maar as daar 'n opening in die geesruim gaan, en Jesus nooi jou nader, dan sal jy eerder 'n argument gee as wat jy gaan. Dink daaraan. Die Heilige Gees moet jou vul, dat jy so vol van die Gees is, dat die vlees geen plek in jou lewe het. Dat tekorte geen plek in jou lewe het nie. Dat armoede geen plek, depressie geen plek, siekte geen plek. Is dit moontlik? 100% moontlik. Amen. Want die Here sê in sy volk, in sy liggaam, sal daar geen siektes wees nie. Ja, maar daar, ja, godsdiens, ja. Solank jy jou stywer sand trek, dan kan jou longe 'n paar babbels trek. Jy kan nie, daar's 'n uur wanneer ons in heiligheid moet begin opstaan. En op redeneer, jy kan nie die sonde redeneer met die leiers van die huidige godsdiensdomein, die godsdienstmanne. En dan kry hulle plek in die godsdienst. Hulle gaan nie plek in die hemel kry, en ek sê vanmôre vir jou, daar's 'n heilige God wat heilige standaarde het. En wat jou so wil bless,
Jy moet jouself type en voel of dit jy is wat in die game is. Want dis hoe God jou seën. Hy sê in Psalm 84 vers 11 nie. Ek dink in Afrikaans is dit 12. God sal geen goeie ding ooit van jou weerhou nie. Want hy's 'n goeie Vader. Maar ek en jy moet bereid wees om te doen wat hy vra ons moet doen. Een van die goedes is bid. In Matteus 26:41 vir jou laat lees wat Jesus in Getsemane vir sy disippels gesê het. Matteus 26 vers 41-42. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir hulle tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker my nie kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. In vers 44. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Ek wil vir jy 53 laat lees nie. Dis 'n massive stuk, vers 53. Of dink jy nou, ek nie nou my Vader kan bid en vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar stel nie? Nou op aarde nie, het ons God se toestemming nodig om engele uit die hemel release te kry. En dit vind deur gebed plaas. Jy moet dit verstaan. So wanneer jy bid, kan jy engele op wag plaas om jou huis. Wanneer jy bid, kan jy engele betrokke kry in jou besigheid. Wanneer jy bid, kan jy engele vooruitstuur om jou paaie gelyk te maak. Lees in Psalm 103 vers 20. Jy moet dit verstaan. Jy het ouens, ja, maar die woord van God sê so. Jesus is die volmaakte voorbeeld van hoe jy op aarde moet lewe. Dit gaan so ver waar in Efesiërs 4:13 sê dat jy die volle mate van die volle grootte van die man Jesus Christus kan bereik. En Jesus was nie kragtig op aarde net alleen omdat hy die seun van God was nie. Maar hy was kragtig oor sy gebedslewe, oor sy verhouding met die Here. En baie ons raak op hulle sene wees as skuld teen jou kom, as siekte teen jou kom. Hoekom? Want jy het nie daai diep verhouding met jou hemelse Vader, by wie alles perfek in plek is. Hoe verder jy van God afgaan, hoe meer deur mekaar raak jy. Hoe nader jy aan God kom, hoe meer koers vas raak jy. Hoe meer is jy gefokus op die hemel. En dis waar ek dink is Kolossense 2:3 of 3:2, gaan kyk in die Bybel, waar hy sê, bedink die dinge wat daarbo is. Moenie die dinge op die aarde. Want jy op die aarde bedink, sê nie jy dink heeldag skuld. Raak jy op die senuwees. Hoekom? Want jy het 'n idee skuld gaan jou oorkom. Maar weet jy wat vrees? Vrees is om groter geloof te hê in dit wat teen jou kom, as wat jy in God het om jou deur te hou. Dis wat vrees is. Nou wat is daar vermoere wat groter as God is? En dis hoekom Psalm 91 sê, ek sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Hoe sit jy daar? Praat met die Here. Mense noem dit gebed. Jy sit met die Here en praat sy woord en aanbid hom. Hoor op Psalm 103 vers 20. Loof die Here, sy engele kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Kragtige helde wat gereed staan om sy woord te volbring. Dis hoekom ons op 'n vorige sessie gesê, as jy die Bybel oopmaak, Psalm 91, jy lees die eerste vers en jy sê amen. Wat beteken amen? Dit sal so wees. Sal so wees. So jy sê, Here, dit sal so wees. Dit sal so wees. So soos jy God se woord praat. Hy sê in Jeremia 1 vers 12, ek is wakker oor my woord, gereed om dit te volbring. So jy lees skrif van voorsiening, dan sê jy amen. En skryf dit vir jouself neer. Jy moet 'n boek hê. Dis interessant, as jy in die wiskunde klas instap, sê die juffrou, haal die wiskunde boek uit. Gaan die geskiedenisboeke in die wiskunde klas werk. Nou as jy gaan bid, haal jou gebedsboek uit. En dan weet jy vandag, ek het dit gedoen. En kyk wat gebeur in jou lewe. Baie ons bid net, maar jy onthou wat jy gister gebid het. Hoeveel kan onthou wat jy gister gebid het? En laas week? Maar as jy 'n boek het wanneer jy met God tyd spandeer, en dis hoe jy daarna moet kyk. 'n Boer wat 'n land plant, weet tog, hy het soveel ton mielie, soveel ton kunsmis, soveel diesel. Want hulle het 'n boekhouder wat dit vir jou opskryf. Nou sê Jesus in Markus 4, wat saai die saaier? Hy saai die woord. Die woord van God is wat jy plant. So wanneer ek die woord van God plant, en ek hou rekord van wat ek geplant het in die geesruim,
gaan jy weet wat se oes te gaan opkom. Jy gaan nie meer verdwaal en frustreerd en verward wees nie. Want as 'n saaityd en 'n oestyd. So wanneer jy geplant het, weet jy wat jy gaan oes. En wat jy meer van wil hê, plant jy meer. En of jy in Jesus het dit in Romeine 10:17 vir ons gesê, geloof kom deur gehoor en gehoor deur wat jy hoor, God se woord. So kom vrees deur gehoor. Dus jy heeltyd verkeerde goed hoor, gaan jy vrees ontwikkel. As jy heeltyd goeie goed hoor, gaan jy geloof ontwikkel. Maar geloof is 'n verwagting. Geloof is 'n hoop. Geloof is nou. So soos ek vandag begin plan, gaan my lewe môre verander. Want ek wil vra vandag, as jy sê nou maar 'n finansiële tekort sit en ons vertrou God, ek weet nie of julle nog op die program is nie. 26 Augustus volgende jaar, hou ons 'n partytjie. Die ouens wat uit skuldheid is, kom verniet, die ouens wat in skuld is, moet betaal. Want jy moet besef, nee, as ek uit skuld wil uitwees, is nou 'n bietjie minder as 'n jaar wat oor is. Wat plant jy per dag in die geesruim, God se woord gewys, om te verseker dat jou oes so groot is, dat jou skuld verby is en jou welvaart gevestig is. Want as Jesus vir jou sê, Matteus 12:36, jy gaan van elke ydelle, die Amplified Bible sê, non-operative, useless woord, rekenskap gee. Hoekom? Want dis die onkruid wat jy geplant het, wat jou oes te geopneer. So, baie keer as jy praat, moenie dood oor jou saad praat nie. Moenie dood oor jou oes praat nie. Jy praat lewe. En as ek die woord van God bly praat elke dag, jou hart in die begin, glo my pel, ek het vir 3 jaar dit gedoen, Filippense 4:19, al my behoeftes voorsien, lyk my God se Christus Jesus, het ek gesê, partykeer 1000, 10.000 keer 'n dag, 3 jaar te breek armoede van my af. Ou vraag gaan met jou goed man, al my behoeftes sien, lyk my God so, sê nee, jy is besig geworstel in my, al my behoeftes sien, hoekom? Want jy's op pad. Waarna toe? Na die rykdom van Abraham toe. Dis wat God gesê het. Hoe sal jy weet wie Abraham is as God jou nie daai ou se naam gee nie? Daar raak seker nog duisende ander ouens geleef in die land van Ur. Ons ken Abraham. Daar het miljoene Jode gelewe. Ons ken Dawid. Want hy het God se woord dag en nag bedink en geplan. Want as jy dit sien, kom dit. Baie ons sien moeilikheid, dan kom dit, dan bel hulle ou om vir hulle te bid. Jy voel heeltyd siek, dan bel jy dit ou vir jou bid. Nee, jy kyk genesing en ontvang dit. Jy kyk voorsiening en ontvang dit. Dis wat gebed doen. Jy gaan na God toe, haal die skille van jou oë af, lig jy op sy skouers. Hy sê vir Abraham, kom staan hier by my. So ver as jy kan sien, gee ek vir jou. Nou sit die ouens hier, hoe groot jy kan redeneer, hoe gaan jy Here se aandag kry? Wel, ons kan nie, God is onbeskryflik. Teologie kan limore toemaak, dit het geen krag nie. As dit krag gehad het, sou die wêreld al verander het. Die woord van God het krag, want dit is God. Die Gees van God is gestuur om die woord van God aan ons te openbaar, sodat ons kan sien. Jesus sê, jy kyk en kyk en sien nie. Hy sê, jy hoor en jy verstaan nie. Hoekom? Want iets blok jou. Dis die vyand. Lees gou Jesaja 44:22. Want die Here wil hê dit moet goed met jou gaan. Maar jy moet tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Kom ek jou nou sê nie. Baie ouens wat nie lief is meer vir hulle vrouens nie, spandeer nie tyd saam met hulle vrouens nie. Reg of verkeerd, vrou? Wanneer laas jou man net by jou gesit, of so Samson, op jou skoot gelê, en net met jou gepraat tot in die slaap raak? Wanneer laas? Wanneer laas? Wanneer laas was hy so naby jou, dat jy hom kon raak? Dis net SMS, hoe gaan met jou, sy by die huis kom slaap, jy wakker word, sy weer weg. Waar is jou man? Weet nie, so, maar ek het 'n foto hier van hom. Dis dieselfde met God. Die Here wil jou bless, maar jy kom nie. Jy sit nie by sy voete en leer nie. Jy's nog happy tussen die varke. Jesus het die verlore seun gelykenis vertel. Kom tot jouself, weet wat krag is. As die Here die bron van die heelal is die krag van die heelal uit die bron uit.
Die bron van voorsiening is Jesus. Amen. So wanneer jy by hom intap, tap jy in die bron van lewe in. Yes. So jy moet dit vermoere verstaan. As ek by God se voete is, gaan jou finansies verander. Jy daarom wil nie nou ryk word nie. Ek dink ek stry nog op hierdie arm vlak van godsdiens. Maar moenie dit te wyd vat nie. Jy gaan moenie te ryk word nie. Nee, die arm mense moet arm bly. Hoekom? Waar is 'n skrif in die Bybel waar God sê volg hierdie volgende paar stappe, want dis hoe arm jy moet wees om dit hemel toe te maak. En ek wil vandag sê nie, en ek gaan dit verniet vir jou gee. Ek kan nie geld vra vir dit nie. As jy die voorsiening wil toeneem, begin in Genesis en lees elke hoofstuk deur. En waar God oor voorsiening praat, onderstreep jy en haal dit uit. Fotostateer dit, jy lys onderskryf en knip dit uit en sit dit tot jy 'n boek het wat al die voorsiening van God vir jou sê. Dat die oomblik as jy dit lees, kom maar 'n verwagting in jou hart. Dis wat God sê. Hoorie maar daai het so gesê, wat hy sê tel nie, want almal wat al goed gesê in die 18de eeu, waar is hulle vandag? Hulle druk duisies. So worry oor wat hulle gesê het, nee. Maar wat God gesê, is dit staan nog en hy lewe. God staan gereed om sy woord te vervul in jou lewe. So as jy wil gelukkig wees, dan bid jy skrif oor blydskap. As jy gesond wil wees, bid jy skrif oor genesing. As jy voorspoedig wil wees, dan bid jy skrifte van voorspoed. Herinner jouself, Jesaja 62 vers 6 en 7 sê, julle wat wag hou op die mure, sê ek het wagte op my mure gesit, wat gedurig deur dag en nag, nie sal rus nie. Hy sê, jy wat God herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, en moet God nie laat rus nie, tot hy jou bevestig het. En ek weet, hulle gebruik die woord Jerusalem daar, maar 2 Korintiërs 1:20 sê, al die beloftes van God is jou eiendomsreg, dis jou erfenis, dis wat Jesus op Golgotha vir betaal het. En as jy dit vermoor jou eie maak, sal jy nooit weer dieselfde wees. Markus 11:25. Hier's 'n vereiste wat God vir jou vra. Lees dit gou. Jesaja 44:22. Ek delg jou oortredings uit jou soos 'n nevel en jou sonde soos 'n wolk. Keer terug na my want ek het jou verlos. Daar's 'n wolk oor mense nie van sonde. Dit gaan saam met Jesaja 59:2 waar hy sê ek het 'n skeidsmuur gemaak. Jou sonde het 'n skeidsmuur gemaak tussen jou en God, dat God jou nie hoor nie. So die oomblik wanneer jy by die Here se voete kom, sê ek nou vir jou, eerste wat jy doen, vra vergifnis wat jy verkeerd gesê, gedink en gedoen het. Want 1 Johannes 1:9, as ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig om my die sondes te vergewe. Sy vra eers vergifnis. Ouens dink altyd dis die ander ou se skuld. Nee, begin by jouself. God sê, hoe kan jy die splinter in jou broer se oog sien, as jy nie die balk in jou eie oog uithaal? So vra jy eers vergifnis. Vrou kom eendag na my toe sê vir my, my man is so en so. Ek sê ek het vir jou ontsettende goeie nuus. Wat is dit? Ek sê jy moet verander. Want wie moet eers verander? Jy moet verander. Dis hoe dit werk. Want elke ou is mos altyd reg in sy eie oë. Maar ons is nie reg nie, net Jesus is reg. En Jesus sê vergewe mekaar. Jesus sê was mekaar se voete. Jesus sê seën en moenie vervloek nie. Jesus sê wees lief vir mekaar. Hy sê wat help dat jy net lief wie jou kan terug lief hê? Jy moet lief hê wie jou nie terug kan lief hê ook nie. Want dan is daar 'n loon vir jou. Dis dieselfde soos sê nie jy voel vandag bedruk nie. In die begin God loof en prys in daai bedruktheid, bring jy 'n offer. Dis 'n offer. Hoekom? Ek wou nie, maar ek doen. Wanneer bring jy 'n groot offer? Ek het vandag nie regtig geld nie. Sê ek het R100 oor of R50, maar ek bring dit na Jesus toe. Dis 'n offer. Want dis uit jou zero. Toe Jesus by daai kus staan by die tempel en 'n vrou kom 2 oortjies ingooi. Toe sê hy sy het meer gegee as almal hier, want sy het alles gegee wat sy gehad het. So ek sê nie moet doen nie. Al wat ek jou sê is, wanneer jy bad voel, begin sing. Ek bring 'n offer. Ek voel nie nou lekker, maar ek bring 'n offer tot jy begin lekker voel. Jy hou aan. Nee, sal excitement in jou hart. Spreuke 15:15, lees hom gou. Dis per dag nie, Spreuke 15:15.
Al die dae van bedrukking is sleg, maar die vrolike van die hart het gedurig fees. Liewer 'n bietjie en vrees by die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Onthou net, nee. Bedrukte hart het elke dag 'n bad dag. En 'n vrolike van hart, altyd, elke dag. Daar is onmoontlik. Die Bybel kan nie lieg nie. Amen. Maar dit gaan 'n keuse in jou hart kos, en dit gaan 'n klank uit jou stem uitkos. So as jy baie bedruk voel, begin lag. Dit gaan swaar uitkom in die begin. Maar daarna, as jy begin lag, hou net aan. Dan sê die duiwel, hy se last case, kom ons gaan vat 'n ander ou vandag. Die krag van die Here is jou vreugde. Amen. En jou vreugde is hoe kragtig jy in God is. So meer jy lag nie. Ek weet nie, vyand weet mos nie waar is jy nou nie. As jy bietjie swak blyk, val hulle jou aan. Dis soos leeu's wat 'n trop dophou. Die krippel een val hulle eers aan. Mense dink hulle vat die sterk is. Nee, lyk net krippel en tackle hulle. So lyk dit bietjie negatief môre, dan dis die twee manne wat saam met jou ry. Dit is soos die twee vloeie wat op die punt onder op die kop staan. Toe praat hulle met mekaar. Sê hulle, we gonna walk or take a dog. Jy sê, ja, vat liewer sy hond, is makliker. So is dit. Jy sit 'n dag ou. Hoe gaan jou dag wees? Gaan jy 'n koldheid dag hê of 'n grandpa dag hê? Wat kies jy? Wat is jou dag vandag? Ons gaan lag bel. Ek vir jou lees in Markus 11:25. Hy sê, whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him and let it drop, leave it, let it go, in order that your Father who is in heaven may also forgive you your own failings and shortcomings, and let them drop. So God sê vir die vyand, drop hy goed, want hy het gedrop. Wat sê Matteus 6:14? As julle skuldenaars nie vergewe nie, sal my hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. 14 en 15. So hoe jy vergewe, is hoe God aan jou vergewe. Lukas 6:38. Daarin is swaar. Was dit vir Jesus maklik om Golgotha toe te gaan? Onthou nie, hy moes 'n moordenaar word, hy was nooit een nie. Hy moes siekte word, 'n pervert word op Golgotha. Hoekom? Hy het die sonde van die hele wêreld, alles wat jy ooit op aarde in sonde kon word, het hy op hom gevat. Want die straf wat op jou was, het op Jesus gegaan. Wat se straf? Elke mens op aarde se straf. En deur sy wonde en bloed het daar vir jou genade, genesing en verlossing gekom. Kan jy dink dat Jesus daar hang, dat die Vader sy aangesig wegdraai oor hoe hy sê in Jesaja 52:14, hy was onherkenbaar in die vorm van 'n mens. Onherkenbaar. Geslaan, vuis geslaan, gegeesel. Hy het so bloedverlies gehad dat Simon van Sirene sy kruis moes dra. Vir jou om 'n nice lewe te hê. Nie om jou net Woensdae happy te hê. 24/7, 7 days a week. Vir die res van jou lewe. Jy kan nou bly wees, dit kan nie wees, dit kan. Kry jou vlees uit die pad uit, dan kyk jy hoe nice lewe te hê. Dis die vlees wat jy met heeltyd bad en moet voer en moet aantrek. Die Gees is vol oorwinning, vol van die Heilige Gees. Lees geraai. Gee aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat julle indruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Ja. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Dieselfde maat waarmee jy meet. Nou dink aan meet, nee. As ek meet van vergifnis, gaan God dieselfde vir jou meet. Baie ons sê, man, ek vergewe maar vergeet nooit nie. Ja. So God vergewe maar onthou, so as jy in die hemel aankom, hoor ek het jou vergewe, maar daai dag het jy koekies gesteel. Daai dag toe jy dit gedoen het. Daai dag toe jy pornografie gekyk het. Daai sê Here, nou is dit al 1 miljoen jaar. Nee, ek moet vir jou meet. Jy het vergewe, nee. Maar jy het nie vergeet nie. So as jy stap, kom dit op daarbo. Jy's vergewe, ons almal happy, maar ons onthou jou. Nee, ons vergewe en ons vergeet. Is dit moontlik deur die krag van die Here? Amen. Want wanneer jy swak is, is hy sterk. 1 Petrus 5:7.
Jy moet dit ken. 1 Petrus 5:7 hoef dit hy sê nie. Werp sommige bekommernisse op hom. Want hy sorg vir jou. Jy kan nie vir jouself sorg nie, God sorg vir jou. Een nou sê, dit was moeilik om in die pa se huis uit te trek. Jy dink jy uit jou pa se huis te trek, dis jou pa se rekening toe moet jy jou eie rekening gaan oopmaak. So jy gaan nou nie meer brand name klere dra nie, jy gaan nou dra wat in die kas is. Hoekom? Want dit moet uit jou rekening uitkom. Maar klim op jou pa se rekening in die hemel. Hy sê, wat jy oopsluit by toesluit. As jy die insig het, terwyl jy op skool is, begin voorsiening bely, dat wanneer jy beweeg van jou pa af, jy dadelik 'n nuwe rekening in die hemel het. Moenie dan eers begin nie. Begin jong en kyk wat God vir jou doen. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Hoeveel? Alles. Almal. Nie sommige nie, almal. Vir jou nog 'n skrif, Lukas 3:21. Ek wil vir jou geheim leer vandag nie. Hoe doop julle ouens? Ek weet baie ons is nie op doop nie, maar as jy Jesus Christus volg, moet jy begrawe word. So die regte woord vir doop is eintlik begrafnis. Is jy al by 'n waterbegrafnis gewees? Nou as jy 'n ou begrawe met 3 druppels op die kop, dan gaan al die begraafplase nou nie meer gate te grawe nie. Ouens wat dood is, het ons net 3 klont op sy kop. Hy is begrawe. As die wind daaroor waai, gaan dit lyk. Maar gaan nie mense na by die begrafnis bly nie, want dit stink. Want die mense is nie begrawe nie. Daar's 'n begrafnis. Ek wil vir jou geheim leer nie. Lukas 3:21. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is hy besig was om te bid en die hemel het oopgegaan. Nou dis een geheim nie. Die oomblik wanneer jy, en ek self het dit nog nie gedoen nie. Ek het dit nou gelees toe die Here vir my sê gaan kyk hoe moet jy bid. Wanneer jy begrawe word en uit die water opkom, wat jy heel eers doen is bid na jou Pa toe. Want jy moet doen soos wat Jesus gedoen het. En die hemel het oopgegaan. Wie van julle het onmiddellik toe uit daai water uit opkom, jou hande opgelig en begin bid? Want niemand het jou geleer nie. Maar jy moet doen soos wat Pa doen. Dan gaan jy hê wat Pa sê jy sal hê. Dis 'n geheim. Lukas 6:12. Dis dat te veel mense bid gaan dit te lank vat. Dan doen jy nie baie beslag. Hoekom? Want elke mens is vir God belangrik. Elke mens. Hier's nie een mens op aarde wat nie vir God belangrik is nie. Dit gaan sover Lukas 3 nie. 2 Petrus 3 sê van vers 7 af. Hy sê hierdie teenswoordige hemel en aarde gaan verbrand, maar dan gaan hy aan. Hy sê dis God se wil dat nie een verlore sal gaan, maar dat almal gered sal word. En dis hoekom ons die vertraging van sy koms moet dit nie as vertraging ag nie. Maar God wil hê dat almal tot bekering moet kom. Dis God se hart dat elke ou huis toe kom. Amen. Amen. Maar jy moet wil huis toe kom. Ja. Want ek jou sê die oomblik wanneer jy die krag van gebed ontdek het, sal jy nooit weer daarsonder gaan nie. Baie mense bid nie, want jy het nie die krag in gebed ontdek nie. Want die oomblik wanneer jy is amper op datum gebid is, ek weet nie of dit die regte term is om te gebruik nie. Jy's op gebid. Jy's nie 3 weke agter, 'n maand agter, 'n jaar agter. Want as jy 'n uur 'n dag bid, nê, is dit 7 ure 'n week. Sê jy bid 10 minute 'n dag. Dan is dit plaas van 'n dag. So jy skuif dit nou in 'n week in. Baie bid nie eens 5 minute 'n dag nie. En as jy bekommer daaroor, ek weet nie waartoe om heen te gaan nie, sê ek jy's 10 ure agter in gebed. Nee, maar is nou te lank. Begin dan. Begin. Vat jou ure dag. Daarom dis te kwaai. Wel, ek wil nie eendag in die hemel sit nie. En as die Here na jou gebedstyd kyk, in jou porseleinskootertyd kyk, het jou porseleinskootertyd gewen. Moenie meer op die toilet sit wat jy op jou knieë is. Ek sê dit nie lelik verhoor nie. In die mens se kop. Daar's iets wat jy kan doen om jou lewe te verander. En 'n groot ding vermoor, ons kan volgende week oor die volgende praat. Maar een groot ding vermoor is gebed.
Want daar waar ek sit, gaan Pa vir jou sê, gaan saai dit. Gaan saai dat. Nou saai jy nie. Nou is daar nie 'n oes nie, want jy het nie die wet in werking gestel. En weet jy wat's groot krag nie, groot eenheid, wanneer jy en jou vrou kan saam bid. Ek sê, as jy en jou vrou saam bid, en ek en my vrou is nou 34 jaar getroud, ons bid van dag 1 af saam. En in die begin was dit oefening. Want my vrou is nie gewoon saam iemand bid nie. So ek sê vir haar, as ek bid, sê jy ja, as jy bid, sê ek ja. Dis oefen. En toe na 'n jaar, nou loop dit soos 'n masjien. Al slaap sy en ek kom bid, sê sy amen. Sy kan nie toe onthou nie, sy's geoefen. Amen, 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 en dan amen. Slaap ons almal. Maar bid saam. Matteus 18:19, wat 2 saamstem oor 'n saak, sal so wees. So jy vat die krag wat God jou gegee het, vorm 'n eenheid en kyk wat God doen. As God sê stem saam, dan bel jy 'n ou, sê nie jy's alleen. Bel 'n ou, sê hoor jy hou net aan, ek gaan nou bid en sê net amen van die ander kant af. Daar is dit belangrik, as God so sê, dan is dit belangrik. Wat 2 saamstem oor 'n saak. God het nie gesê net oor bid nie. Sê nie jy stem saam oor die droogte, wat het jy dan? Droogte. Sê nie jy stem saam oor armoede, dan het jy armoede. So dit is gevaarlik, nie? In die begin, ek moes God vergifnis vra, jong getroud, dan fight jy, dan dink jy moet haar nou seermaak. Ek los jou sommer. En dan is die storms op jou. Hoekom? Want jy het 'n verkeerde uitspraak gemaak. Vergewe my asseblief, ek gaan jou nooit los nie. Okay, so weg is die storms. Lewe en dood is in die mag van jou? Dom. Onthou dit. En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in gebed tot God deurgebring. Die hele nag gebid. Die hele nag gebid. Hoe kan dit waar wees dat enige iets op jou lewe kan kom as God 'n beheer van jou lewe is? As jy daar die Here is, die Here is nie. Die Here is alomteenwoordig, maar hy raak betrokke waar jy hom toelaat om betrokke te raak. Soos, ons het al gepraat verlede week, as ek met my mond sê, ek laat myself toe om welvarend te wees, voorspoedig te wees. Jy sê dit nooit nie. Hoekom? Want die plek van welvaart het 'n redenasie geword. Ja, as wat toets. Maar, gaan dit goed met jou? as Nee, ek is godsdienstig. Ek wil nie ryk wees nie. Maar as hy R200 sien, dan sit dit in sy sak. Maar hy het nou net gesê, ek wil nie ryk wees nie. Daar lê 'n stuk goud, dan kyk jy rond, gryp jy dit, hardloop, wie gesien, niemand nie. Maar jy wil nie ryk wees nie. Al is so groot diamant, los dit pel, is vir die ouens wat wil ryk wees. Jy kyk aan 'n kant toe. Dis 'n leuen uit die put van die hel uit. God wil dit moet goed met jou gaan. Johannes 10:10. Ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. Jy wil tog nie na ou toe gaan, okay, as jy inkom, sak 3, en dan kan jy gou koffie drink aan baie. Nee, wel, die Here bless jou, die Here seën jou, die Here lig jou op, die Here genees jou, die Here beskerm jou, die Here voorsien jou. Dawid het die geheim verstaan. Sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Jy het vandag dalk, ou bel my die hofsaal uit na die dag. As jy daar ook sien die hof, ek sê wil jy daar wees? Hy sê nee, ek sê kom ons bid. Ek sê Here, ek stuur 'n Babiloniese verwarring onder hulle in. Ek bind daai sterk man, ek spit hom verwar sy tong, plaas hom onder my voete. Hy bel my 10 meter daarna. Hy sê ek het in die hof gekom, hulle het die lêre verloor, ek is weg. But God. Amen. But God. Lukas 18 vers 1. Dis hoeveel keer jy moet bid nie. En hy het ook aan hulle 'n gelykheid gestel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word. Hoeveel moet jy bid? Gedurig. Hoeveel is gedurig? Aanhoudelik. Okay, hoe haal jy asem? Aanhoudelik. Gedurig. Hoe klop jou hart? Gedurig. So as jy kan bid soos jou hart klop, nooit billikheid nie. So jy verlaat nooit die riem van gebed nie. Jy verlaat nooit die riem van aanbidding nie. Jy verlaat nooit die riem van voorspoed nie. Nou het jy afgedwaal. Jy's nou in die woestyn. Dis droog hier. Sê ek, waar is jou kaart? Sit jou GPS aan terug waar die water in die lewe is. So wanneer jy bid, is jou GPS op koers. Jy gaan nie verdwaal nie. So moenie uit die riem van gebed in worship uitgaan nie. In Lukas 11 vers 1 en 2.
En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van die disippels vir hom nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook vir sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader, wat in die hemel is. Daai stukkie nie, die Onse Vader. Maar ek wil iets verlore sê, bietjie dieper gaan nie. In Johannes 14 vers 12, lees hom eers, dan gaan ek vir jou sê. Johannes 14 vers 12. Maar daar's relms wat mense nooit by uitkom nie. Hoekom? Want jy het vasgeval geraak in jou probleme, in jou verwerping en in die moeilikheid. En jy het 'n hemelse Vader wat toe hy jou geskaap het, sulke awesome talent in jou lewe gesit het, dat die vyand is so bang dit ontwikkel, dat hy hou jou heeltyd gestraal. Hy hou jou heeltyd in armoede. Hy hou jou heeltyd weg van God af. Want by God is jy 'n probleem vir die vyand. Die donker en moeilikheid is jou lig aangaan. Lees gou daai een. Verwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werk wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werk doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Nou wil ek jou gou lees, glo jy wat Jesus hier sê? Jy sal groter dinge doen as wat? Hy gedoen het. Nou wil ek jou lees, wat het Jesus gedoen? Matteus 17, lees van vers 1 af. Sê daarin is te kwaai, maar glo Jesus. Moenie, ek weet as jy by 'n groot trok staan nie, en sy wiel moet vervang, trek jy hom op of sit jy die donkrag onder? Donkrag, as jy daar staan is onmoontlik, gee die donkrag 'n kans. Nou as jy sit en iets is onmoontlik, gee God 'n kans, en staan verstom oor die uitkoms. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in eensaamheid gebring. En hy het vir hulle 'n gedaante verander en sy gesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos lig. En kyk, daar verskyn Moses en Elia in 'n gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus sê, Here, dit is goed dat u hier is. As ons wil, laat ons hier 3 hutte maak, vir u een, vir Moses een en vir Elia een. Dit is net dit nie. Ek wil nie te kwaai gaan nie, want ek weet party godsdienstouens karre gaan omval. Wanneer jy bid, soos deur 'n nag, kan hemelwesens aan jou verskyn. Kan God aan jou verskyn. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Jy sal nie meer lyk soos jy ooit gelyk het nie. As jy 'n oomblik in die hemel kan kyk, of 'n oomblik in die hemel kan wees, you'll never be the same. Want gebed kan jou transporteer. Gebed kan jou vat waar jou vlees nie kan gaan nie. Gebed ontwaak jou gees. Dis hoekom die Heilige Gees deur jou bid, Judas vers 20. So as jy dit kan verstaan en jy wil in aanraking kom met die bonatuurlike, moet jy dit doen wat jou toegang tot die bonatuurlike gee. En ek gaan jou 'n voorbeeld daarvan gee. Party ouens kan so kwaad word nie dat hulle mense skiet. Hoekom? Deur sy aggressie sluit hy die gees van aggressie oop wat skade verrig. Gebed kan jou so in die gees posisioneer dat dit jou in God se teenwoordigheid bring. Wat gaan jy doen vandag as jy Jesus se gesig sien? Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek het ou geken. Hy het soos die wêreld gelewe. Hy het ontmoeting met God gehad. Sy hele lewe het verander. Sy hele lewe het verander. Sy hele lewe. Hy praat nie sleg met ander mense nie. Hy sê want hy kan nie die hemel mis nie. Ons is op koers hemel toe. On our way home. Die wêreld gaan in hulle eie rigting ingaan. Ouens trek tou oor dit en oor dat. Nee, loof die Here, want hy is goed. Psalm 103 sê, wat jou sondes vergewe, wat jou krankhede genees, wat jou siel so versadig met die goeie, dat jou jeug vernuwe soos die van 'n arend. So dit is nie winsgewend om oor die regering te praat, oor die kerk te praat, oor ander mense te praat, oor jou familie te... Nee, is nie winsgewend. Veral as jy sleg daar praat. Praat goed oor Jesus in sy woord. Amen. Net sy woord. En mense wat by jou kom sal die teenwoordigheid van God wat by jou is, sal hulle op vlug laat slaan. 2 Korintiërs 2:14 nie. Ons is op 'n triomftog saam met God. En dan sê hy, jy gee reuk af. Jy ruik. Soos jy 'n meisot kan ruik
en goed kan ruik wat stink, kan jy 'n ou ruik wat God dien. Jy het 'n fragrance, 'n aroma, lieflike geur. So die manne wat nie bad nie sleep. Hebreërs 5:26, waterbad van die woord. So as jy 'n bad met die woord en bid en in God se teenwoordigheid is, jou reuk verander. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in alle heiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Bid in die Heilige Gees. Mense wat sukkel om te bid nie. Ek het ouens wat sê daar en na 3 minute weet ek nie meer wat om vir God te sê nie. Wanneer luister jy? Want daar is 'n 2 rigting verkeer. As jy by jou vrou gaan sit en praat, sy sit tog nie net daar, ja liefie, nee, sy sê niks. Jy moet nou begin kook en luister, jy moet onthou my kinders skool toe te vat en onthou my tuin nat te spuit en onthou om die honde kos te gee en onthou om dit te gaan doen en onthou om dit te gaan doen en weg is jy. Hier sit sy. Wat nou, so wat nou? Môre is jy weer by haar. Hoor ek net vir sê toe vergeet om die honde kos te gee en ek bly vir jou sê en weg is jy. Jou vrou gaan sê, hoor jy ken julle goeie sielkundige. Hier sit God. Wil met jou net kuier. Sê hoor jy, ek wil vir jou die Grand Canyon gaan. Ja Here, ek net vir jou sê my geld, my Here, my vrou sorg daar 'n bietjie uit en Here en dan kom jy terug. Here, jy het begin maar maak net daai job klaar vir my vrou. Nee. Luister as die Here met jou praat. God sê, Jeremia, lees Jeremia 33:3. Ek kan hierop lees. Ja. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in alle ek het nog lees. Ja. Nou kyk daai net. Jeremia 33:3. Jy moet dit verstaan vanmôre. Ek weet laat by die huis gaan lees en Handelinge 10 was daar 'n ou in die naam van Kornelius. Kornelius het so gebid dat 'n engel aan hom verskyn het. Toe sê die engel vir hom: "Jou gebede en jou almoes het God se aandag getrek." Amen. Kan jy dink jy bid sodat jy God se aandag trek? Ek het 'n ou gehad, nee. Hy het 1 keer gebid. En hy het so gebid dat in die nag toe staan daar 5 engele voor hom en dit was die 5 engele van die 5 vorige herlewings op aarde. So wanneer jy bid, God se aandag gaan gekry word en dan gaan engele om jou staan, die bonatuurlike. En ek weet meeste ek het 'n vrou in Bloemfontein, jare hierso in 1982. Sy het 7 dae net Bybel gelees en toe verskyn 'n engel aan haar, 7 dae. En sy sê sy het so geskrik sy kon nie met die engel praat nie. En die engel het later weer teruggekom. En toe het hy vir haar goed gesê. En toe sy weg is, toe sy sê Here, hoe weet ek dat dit 'n engel was? Sy sê toe gaan die Bybel in Rigters oop, wat sê jy nou met 'n engel besoek. Daar het dis te kwaai. Okay, vat die ander lewe. Daar's 2 lewens. Onthou, die wat koud is gaan kouer word, die wat warm is gaan warmer word. As jy kan toegang met God hê, hoekom vat jy dit nie? Wat stop jou vandag om in die hemel in aanraking te kom? Wat stop jou? Dis dieselfde soos wat stop jou om jou broer te bel, né? Nee? Ons het almal fone. Jy bel hom, sê hoor ek's lief vir jou. Bel jou vrou 2 keer 'n dag. Net wie sê ek's lief vir jou. Jy sê lekkerste speling wat die Here my nog gegee het. Ek so excited oor jou man. Dan druk jy die foon. Dan lag sy, wat het nou gebeur? Nee, is weer daai man van my. En eendag as jy nie meer hier is nie, nee, gaan sy daai oproep misspel. So in jou hart. Wees excited, doen dinge wat lekker is. Praat met die Here man, heeldag praat met God. As die bome so begin blare kry, sê vir die Here, skepping is so mooi. Dankie vir die somer. Dankie vir die reën. Dankie vir u goedheid. Praat met die Here die hele dag. Roep my aan, ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie sal weet. Ja, roep my aan. So ek wil dit vanmôre met jou klaar maak. Jy lees 1 Tessa 5:17. Roep my aan. 5:17. Hier is baie skrif oor gebed. Bid sonder ophou. Verstaan
Verstaan jy daai skrif wat ek het verduidelik? Maar miskien moet ons klaarmaak met Efesiërs 3:20 oor wat God kan doen as jy by hom is. Efesiërs 3:20. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Okay, die Amplified Bible sê, nee, het jy die Amplified? Ja. Lees hom gou vir my. Ver bo wat jy kan hoop, bid, dink, sien, vra of verstaan. Now to him who, by in consequence of the action of his power, that is work within us, is able to carry out his purpose and do super abundantly, far above and beyond all that we dare to ask and think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes and dreams. Ver bo, wel, hoe ver is ver bo? Ver. Hoe ver is die vanaf Kaap toe? Dis ver. Jy gaan nie met die fiets vandag aankom. Dis ver. So God gee vir jou ver bo wat jy kan hoop, bid, dink, sien, vra, verstaan. So nou in jou hart vermoere, dink jy nie dis die moeite werd om jou lewe in gebed deur te bring? Amen. Want sê nou jy ry nou begin jy in worries dink. Nee, ja, dis die hele tyd nie, dis Paase tyd. Of die gedagte van 'n siekte, hou net vas. Here, deur die wonde is ek genees. Sê okay, nee, ek sou ook uit hierso. En dan begin jy die woord. Bid die woord en kyk wat God vir jou doen. Amen. Kom ons bid vanmôre. Het een van julle pyn voel? Maar kom ons staan bid vir 'n Kom staan in 'n kring en bid. Bid vir julle vir 'n magtige deurbraak. En dis oestyd. Ja. Jy nou vra, what time is it? Dis harvest time. Right time. Jy nou vra of jy hoe laat is dit? Dis oestyd. Amen. Net hoe laat is oestyd? Oestyd. En ek wil nog gaan weer vermoere nie. As jy God vergifnis vra oor al die kere wat jy nie gebid het nie, herstel hy jou asof jy heeltyd gebid het. Dis wat vergifnis doen. Sê nie jy het nie jou tiende gegee nie, vra die Here vergifnis en dan begin jy doen. Dan rig hy jou op en jy doen nie meer straf onder ouens wat nie op datum gegee is nie. Mense wat nie op datum gegee is nie, sukkel om deur te kom. Hoekom in ons bed? Daar's 'n saaityd en 'n woestyd. Ouens sê nie, ek het 'n vrou nou vir my op 'n SMS, sy saai R1000. Sy sê letterlik 5 minute daarna betaal iemand 10,000 na rekening. Toe dink ek die laaste dag. Die saaier sal die oeser inhaal, die oeser sal die saaier inhaal, dis 'n hele oesgesaai besigheid. Hoekom? Dis God se besigheid. Dis sy kinders moet hierdie geheime ontdek. Wat God sê in Markus 4:11, dis vir julle gegee om die geheimenisse van die hemel te verstaan. En herinner hom, kom ons bid, as jy vermoere behoefte het in jou hart, gee dit vir die Here, vir hierdie week. Wat dit ook al is, whatever. Die Here het gesê, enige iets is by hom moontlik. So jou onmoontlike raak moontlik, bring dit na Pa se voete. Liefdevolle Vader, ons dank die Here vir hierdie awesome, wonderlike, geseënde, geskepte dag van U Here uit die hemel uit, vir ons toegelaat om in deel te neem. Dankie Here dat elkeen wat vermoere hier is, hierdie dag begin het saam met U Here, dat ons vermoere U woord oor ons lewens kan uitspreek, Here, dat ons U woord kan hoor, U woord ons transformeer. Dankie Here dat in ons, die God die Heilige Gees, 'n gebedswêreld oopsluit, Here. Dat elkeen van ons verstaan wat dit is om gedurig in gebed te wees en hoe dit werk, Here. Dat God die Heilige Gees ons vermoere leer, Here, soos ons ry, soos ons werk, soos ons loop, soos ons sit, soos ons lê, soos ons opstaan. Waar ons is, Here, leer ons wat dit is om gedurig weer te bid, Here. Want Here, dis nie soos ons dink dit is nie, soos wat God gesê het, moet wees, Here. En ek dank U Vader dat U elkeen vandag, Johannes 10:10, Here, dat ons 'n lewe van oorvloed kan hê, Here. Dankie dat ek oor elkeen kan oopsluit, Here, die Vaderskap van Jesus, Here. Dat
dat daar 'n vaderlike liefde in elke ou se hart uitgestort word. Dat daar die afwesigheid van 'n vader in hierdie aarde stop in die naam van Jesus. Dat paas opstaan en druk en lief hê en bid en God se woord in ere in die huis doen, Here. Dankie Vader dat daar liefde in ons hart vir ons vrouens, liefde in ons hart vir ons kinders, liefde in ons hart vir ons medemense, Here. En liefde in ons hart vir U, Here. Want U hart is vol liefde vir ons, Here. Want so lief het U ons, Here, dat U Jesus gestuur het om vir ons te kom sterf. En U is die God wat sy seun gestuur het, Here. En dis wie ons aanbid vanmôre. En dis in wie se ook ons ewigheid geplaas is, Here. Dis in wie se ons enige iets van ons lewens plaas ons in U hand vandag, Here. Ons dank dat U dit perfek maak. Dankie dat die engele saam met ons beweeg vandag. Ons baie gelyk maak, Here, opdrag het om op te tree waar ons is, vir ons beste wil, Here, wat U beplan het en die uitbreiding van die koninkryk, Here. Dankie, Here. Vader, ek bid elke werk van Satan vandag in Jesus naam. Ek verklaar sy werk nietig oor elke ou se lewe, Here. Ek split sy tong verwar sy gees. Bin die sterk manne, breek elke assignment oor mense se lewens, Here. Broken. Dis Amen. Staan vermoor in U liefde, in U geregtigheid, Here. In U salwing, Here, wat juke breek. In U vrede, Here, in U wysheid. Ons eer U verhoore, Here. U is die groot ek is wat ons lief het. Ons eer U, Here. Ons eer U, Here. Ons prys U, ons bid U, Here. U is die soeteres van Salom, die skoonste van 10.000, die blinkmore ster. Dankie Vader dat U elke vraag in ons lewe verwyder. Dankie Vader dat U elke vraag in ons hart antwoord vandag. En dankie Vader dat U vandag net soos 'n pa die hele dag saam met ons is, Here. U is ons eregas, Here. Ons eer U vir hierdie dag. En dat ons vanaand kan sê dankie Pa. Dit was die beste dag van ons lewe. Ek seën elke ou met die keer van U seën, Here. Seën elke ou, Here, met geluk. Seën elke ou met vrede, Here. Seën elke ou met wysheid. Seën elke ou met voorsiening, Here. Seën elke ou met gesondheid, Here. Seën elke ou met 'n dinamiese verhouding. Amen. In Jesus se heilige naam. Dankie Vader. Dankie. Here, ek bid, U sê nou dat God vir mekaar vertrou. Ek sien dit kom vinnig. Dit kom vinnig. Amen. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. U is grondgebied wat vergroot gaan. Amen. En eer U vermoë daarvoor. In Jesus naam. En is baie saad in die grond. Dis vir julle wat baie saad in die grond het. Ons kies vermoë, net daar in jou hart. Sê Here, ek vergewe almal, want Matteus 5:23 is al wat in verhoed dat jou saak opkom om vergifnis. Ons spreek vermoë vergifnis uit ons hart uit, Here. Dankie Vader. Dankie Here. Ek spreek reën, Here, oor elke se grond. Ek spreek reën oor Suid-Afrika. Dankie dat dit ook gesluit is, want jy sê Deuteronomium 28, die reën van jou land dat die regte tyd val. Dit is so wat die woord sê, so Here. In Jesus se heilige naam. Dankie Vader. Eer U vir geregtigheid in die parlement, Here. Ons eer U, Here, vir geregtigheid in elke departement, Here. Ons stop alle diefstal. Ons stop alle bedrog, Here. Ons spreek U seën. U ingryping in die hemel, Here. In Jesus se heilige naam. En dankie dat U vandag die armes tegemoet kom, Here. Die wat hopeloos is, hoop vind, Here. Die wat sonder U is, U vind, Here. En vandag, ons dag, van verandering, Here. Van heerskappy en heerlikheid. En deurbraak, Here. En oorwinning. In Jesus se heilige naam. Baie dankie, Here. Eer U daarvoor. Amen. Amen. Amen.